sien nie. Vraag 4. Okay, sê hulle vir jou, vir elk van die volgende bereken die mol. So vir almal moet jy die mol gaan uitwerk. Nie die hoeveelheid deeltjies nie hoofletter N nie, die mol. Okay, so die eerste ene was vir die mol atome in kalsium, so die molare massa van kalsium kort ons, die mol is die vraag, die massa is 10. Kom ons begin Deniek daar agter met jou. Wat is die molare massa? So wat is die antwoord? 0.25 mol. Vraag B, sê hulle vir jou die mol en die massa is 96 en hulle sê die molare massa, of hulle sê vir jou, jy werk met swaal, sy molare massa is 32, mol is massa oor molare massa, so dit is 96 oor 32, en jy kry wat, Richard? 3 mol. Goed, C, die volgende ene. Sê hulle vir jou, die massa is 22 gram, mol is wat ons soek, en dan sê hulle koolstofdioksied, en die rede hoekom hulle dit vir jou sê, is vir die molare massa wat 44 is, so mol is massa oor molare massa, 22 gedeeld deur 24, en dit gee vir jou Cleo 0,5 mol. Wie siek langs jou? Waar is hy? Ja, wie staan dit op? Ja? Ek wil net, die vraag hulle, moes ons nie die mol bereken het en soos die aantal? Sê hulle vir jou bereken die aantal deeltjies. Ja, die mol atome, want kalsium is net atome. En as jy kyk by C, koolstofdioksied is 'n molekule. Verstaan jy? Ja. Atoom is so een ding op sy eie. 'n Molekule is as klomp atome aan mekaar gebind is, maak dit 'n molekule. Want daai bestaan mos uit koolstof en uit suurstof. So is 'n molekule. Chap. Kyk, nog vrae? Sê hulle vir jou, jy het suurstof en dit is vir sy molare massa. Jy soek die mol en die massa is 0,32 kilogram, Nicholas. Kilogram? Nee, is 320 gram. So jy moet maal met 1000 om sy gram te kry. So mol is massa oor molare massa. Hierdie is 320 gedeeld deur 32 en jy kry, en dis nou? Nee? 10 mol? 320 gedeeld deur 32. 10 mol. Kyk. Vra hulle vir jou. Nou raak dit 'n klein bietjie meer complicated. Nou vra hulle vir jou, bereken hoe die mol ione in soveel NaCl. Zani, wat is NaCl se naam? Wat is sy alledaagse naam? Tafelsout. Want jy kry klomp sout as jy kan nie net sê sout nie, jy moet sê tafelsout. Goed. Mol vra hulle vir jou. Mol is massa oor molare massa. So 5,85 gedeeld deur 58,5 en dit gee vir jou wat, Marisel? 0,1 mol. Maar dit is vir wat? Dit is vir die molekule. En hulle vra vir jou vir die mol-ione. So jy gaan dan nou moet gaan uitskryf hoe hy dissosieer, hoe hy opbreek. Want natriumkloried bestaan uit 'n natrium-ioon en 'n chloor-ioon. So een molekule gee vir jou 2 ione. Julle met my? En die vraag was hoeveel ione is daar? Hoeveel mol-ione? So as weet nou hoeveel molekules, so die mol-ione gaan jy sê 0,1 mol met 2 en dit gee vir 0,2 mol-ione. Wat vir myself? Juffrou nog het uit so 0,1 uitgegaan. Ek het gesê en is wat dit en Okay, stop. Bouke gaan vir jou antwoord. Hoekom is dit verkeerd? Ek het nou net vir gesê hoekom is dit verkeerd. Christopher?
Ek het nou nog gesê, hoekom is dit nie so nie? Dit was jou vraag nou. Hulle vra nie vir jou, hoeveel ione is daar nie. Hulle vra, hoeveel mol ione is daar. Die klem is op mol. Kyk daar, die opskrif van die vraag. Bereken die... blikkies. Ja. Klas verby. Hulle vra, kyk na die vraag, is die vraag ook vir julle. Hulle vra, hoeveel mol? Mol. As hulle gevra het, hoeveel deeltjies? Dan sê ek, maar hulle het nie gevra hoeveel deeltjies nie. Hulle vra hoeveel mol. Dit is nog vast. En my projekter net 'n oomblik hier anderste bars daai gloeilamp. Okay, so nou met julle luister. Volgende vraag is vraag F. Vraag F sê hulle vir jou, hoeveel ione weer die mol ione. So mol wil jy gaan uitwerk. Maak jy 'n klein en met 'n vraagteken. Mol ione is daar die massa, sê hulle vir jou is 284 gram. Dan sê hulle vir jou, jy werk met Na2SO4. Mieke, wat is sy naam? Na2SO4. Ek luister. Natriumsulfaat is sy naam. Mooi. Nou kom gee hulle dit vir jou, Christopher. Hoe kom gee hulle dit vir jou, ja? Which is what? Ja. 142 gram per mol. Okay, goed, so ek gaan mol gaan uitwerk. Mol is M, klein m oor hoofletter M. So is 284 gedeel deur 142 en dit gee vir jou 2 mol. Dit is vir jou 2 mol molekules. Maar die vraag was, hoeveel ione is daar? Nou moet jy luister. Natriumsulfaat, skryf jy neer. Breek op in wat? 2 natrium-ione en 1 sulfaat polyatomiese ion. Nee, wat julle nie die toets oorgeskryf het nie, maar julle almal ken dit. Ja. Dink julle hy werk al? Yes. Kijk, wag net 'n oomblik. Oomblik. As jy hierdie somme sal doen, maar soos jy skryf nie uit natriumsulfaat breek op in 2 natrium-ione en 1 sulfaat-ion. Is dit dan verkeerd? Hoe het jy dan gesê mal met 3? Het jy gesê mal met 3? Nee, ek het dit moes nou op 'n ander manier gedoen, maar ek wil net weet as Maar jy moes nog steeds, as jy die ander manier gedoen het, moes jy nog steeds ergens mal het met 3 om die ione te kry. Goed, dis ja. Dis fyn. Okay, wag gaan dit. Okay, so 1 molekule gee vir jou. Hulle sê nie by vraag F watter ione nie. Hulle sê nie die positiewe ione of nie. Hulle sê net ione. So daar is 2 positiewe ione en hier is 1 negatiewe ion. So dit gee vir jou altesaam 3 ione. So nou weet ek wat is die mol molekules. Nou wil ek weet hoeveel ione, so ek gaan sê, dit wil sê die mol ione is 3 maal met 2 en dit is 6 mol ione. Chop? Yes? Dan by vraag G, vra hulle vir jou. Die hydroksied ione in 128 gram, wat trek ons moet ons vraag? Christopher, het jy nog geantwoord iets? Wat het jy geantwoord? Dis waar. Dit is waar. Twanay. Wat is ALOH3 se naam? Mooi. En Wouko, wat is sy molare massa? 78.
Goed, so ek gaan eerste mol gaan uitwerk, is massa oor molêre massa, is 128 gedeel deur 78, en wat het jy gekry? 1,64. Okay, so dit is hoeveel molekules, maar die vraag was nie dit nie, die vraag was gewees hoeveel mol hidroksiedione. So jy gaan sê aluminiumhidroksied bestaan uit aluminium-ioon en 3 hidroksied polyatomiese ione. So 1 molekuule gee vir jou 3 hidroksiedione. So die vraag, kyk ek nie na al die ione nie, die vraag spesifiek die hidroksiedione. So ek gaan dan sê, so die mol hidroksiedione is 3 maal met 1,64 en wat gee dit vir jou? Wag net gou. Jy is langer soos Wiem, ja? 4,92 mol hidroksiedione. En dan sê hulle vir jou die mol kalium-ione is die vraag. Die massa is 276 gram. Roy, wat nie sy huiswerk gedoen het nie, wat is daai ding se naam? En dan Wiem wil ek weet wat is sy molêre massa. Jy kan so lank sy molêre massa sê? Jy het nog gesê? Ag, Pieter, tog. Wat sê weer? Ek het geluister nie. Julle weet mos nou. Wat kom? Ja, Roy. Kaliumkarbonaat. 138 en toe jy daar som gedoen het, wat het jy gekry? 2. Okay, maar daai is die molekules en dit is nie die vraag nie, die vraag was die mol kalium-ione. So jy vat kaliumkarbonaat en jy split hom op in 2 kalium-ione en 'n karbonaat polyatomiese ion. So 1 molekuule gee vir jou 2 kalium-ione. So die mol kalium-ione is 2 maal met 2, dit gee vir jou 4 mol kalium-ione. As ons sê kalium-ion, is er dan nodig om kalium se valensgroep? Ja. Sjoe, ek raak koud. Ja? Die vraag nooit sê nou, by is dit aluminiumhidroksied met 'n D of met 'n D? Met 'n D. Okay. Ja. Juffrou, kan ek net gou hierso vra? Juffrou sê die ander manier was mos verkeerd wat ons gedoen het. Jy het net nie die 'n ander vraag beantwoord. Okay, maar as jy juffrou vra 4 mol kalium-ion, juffrou, is dit nie dan wat is 4 mol 6 is 24,08 maal 10 tot die mag 23. Ja. As jy hom so uitgewerk het op die som, is dit dan reg? Op die vraag wat jy beantwoord het in jou kop is dit reg. Hey, maar dit was nie die vraag nie, die vraag self. Okay, van die antwoord is nog steeds gelyk aan 4 mol. Ja, So al is dit die antwoord 4 mol is dit verkeerd. hierdie antwoord is reg. Jy het nie mol gaan uitwerk, jy het hoeveelheid deeltjies gaan uitwerk. Dis is ek wat vra vir jou. Wouko, hoeveel pare skoene is in jou kas? Okay, maar maak dit al op. 6. Okay, so het jy 6 skoene of 6 pare skoene? 6 pare. Okay, so hoeveel skoene het jy? 12. 12. So dis albei dieselfde ding, maar jy het die verkeerde vraag beantwoord. My vraag was hoeveel pare skoene? 6 pare. As ek net gevra het hoeveel skoene het jy gesê 12 skoene. Is jy met my? So die antwoord wat jy gegee het is nie verkeerd nie, dit was net verkeerd op die vraag wat ek gevra het. Alhoewel dit dieselfde ding is. Maak jy sien wat ek sê? Vir julle? Ja. Basically, ja. Okay, nog vrae. Goed, dan is ek terug in jou notas by bladsy 7.
persentasie samestelling. Alright, oepsie. Goed. Nou, kom ons sê, ons kyk in hierdie klas. Hoeveel kinders is vandag in hierdie klas? Hoeveel mense is in die klas? 16, 13, 16, 17. 17, ek tel myself in, mense. Goed. Wat is die persentasie meisies in hierdie klas? Hoe gaan julle dit doen? Jy gaan tel hoeveel meisies is die? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 meisies. Oor hoeveel? 17 maal met 100. Nee? Wat is die persentasie? 58.5. Jene toch. 58.8%. Okay, so is omtrent halfte. Goed, so julle almal weet hoe om persentasie uit te werk. Wat is die persentasie seuns in die klas? Wat is die persentasie van graad 10's in die skool? Wat is die persentasie van mense wat vandag langbroeke dra? Julle almal gaan weet hoe om dit te doen, want jy gaan die totaal vat en jy gaan hoeveel mense in langbroeke dra oor die totaal maal met 100. Nee? Yes, Roy, jy wakker. Okay. Goed. Nou ons wil dieselfde doen as ons kyk na verbindings. Ek wil weet in die verbinding, so sê nou maar my verbinding nou van silwer kloried. Silwer nitraat. Wil ek weet wat is die persentasie silwer hier binne? So wat gaan ek doen? Ek gaan silwer se massa vat oor die massa van die hele ding maal met 100. As ek wil weet wat is die persentasie silwer hier binne? Sê julle met my? Okay. So dit is wat ons nou volgende gaan doen en dit bou na 'n volgende ding toe. Okay, so kom ons kyk gou hierso. Vir 'n sweetie. Wat is hierdie ding se naam? Stik op jou hand as jy weet. Ja. Nee, salpeter hier is HNO3. Mn is mangaan. Laurens. Dit is kaliumpermanganaat en watter kleur is kaliumpermanganaat? Kaliumpermanganaat. Watter kleur is dat? Ja? Hy is pers. Okay, so hierso is kaliumpermanganaat en hy is so pers kristal. Die mooiste kleurwerk in die lewe van dit. Hy blik lekker, maar ons gaan nie weet. Kyk. Goed, kaliumpermanganaat. Goed. Nou is die vraag, wat bepaal die persentasie samestelling van kaliumpermanganaat? Watter persent is kalium, wat is mangaan, wat is suurstof? So hier het ek vir jou reeds gegee die totale massa van dit. So as ons die persentasie kalium wil hê, dan gaan jy die massa vat van kalium wat 39 is. Oor die totale massa maal met 100. Van mangaan gaan jy dieselfde doen. En vir suurstof, omdat daar 4 suurstowwe is, gaan jy sê 4 maal met 16 oor 158 maal met 100. En Afida gaan die eerste een vir ons doen. Dan, wat ons begin met die vraag vandag? Denietjie volgende ene en dan Richard die laaste ene. Maar julle trust hulle nie, so julle check hulle. Julle doen dit ook. Ja. Wat sal jy M voor jou? 'n formulêre massa. Ja. Ek het nog nie wel vir Engels voor ek. Sorry. Afida, wat is die eerste ene? 24,68%. Volgende ene, Denie? En laaste ene, Richard? 1,5. Sorry, 5. Dankie. Okay, goed. So, hoe gaan jy check of jy min of meer op die regte pad is? So, as jy hulle almal bymekaar tel, moet jy plus minus 100% kry.
Jy kan baie keer 99,999% kry as jy nou eers jy weet albei is 0,4, dan mag jy nou ja. Dis so kry, maar dit moet plus minus 100% wees. En die volgende ene vra ek vir jou, bepaal die persentasie water van kristallasie in gehidreerde kopersulfaat. Hoe lyk hy nou weer? Ek het hom vir julle, is dit ekkie? Dis daai blou. Dis al blou goed, né? Dis mos 'n vloeistof. Nou wat is hier aan? Daar's 'n vloeistof. Hy is opvang so. So, né? So mooi blou geleer kopersulfaat. As jy hom, ek dink ek het julle vertel, as jy hom gaan warm maak, gaan wat 'n kleur word? So dis daai water rondom hom wat hy so maak. Soos as mens die vocht weg voel dit. Yes. Okay. So hulle wil weet wat is die persentasie water in hierdie ding. Okay? So onthou daai kolletjie, maar julle het dit nou al gedoen, beteken plus. Ek gaan hom net haal, daai kolletjie beteken plus of hy beteken eintlik omring deur 5 watermolekules. So die hele ding is 249.5. Water se molêre massa Cleo is wat? Ja, water sinne is? Nie waterstof nie. Water, H2O. 18. Maar dis 2 plus 16, so dis 5 maal met 18 of 5 maal 2 plus 16. Oor 249.5. Nicholas, is jy wakker? Jy jok. Jy dagdroom waaroor? Wat kry jy? Yes. Kyk. Ek gaan nou vinnig hierdeur want ek dink julle kop dit, julle verstaan dit. Die volgende vraag is eintlik 'n matriekvraag. Dit was in 'n matriek eindeksamen vraestel. Maar jy moet, ek weet nie of iemand hierdie nie sal jou gebruik het nie. Hulle kan einde matriek vir jou enigiets vra wat jy geleer het in graad 10, 11 en 12. Ek sê alles wat jy hierdie jaar leer moet jy onthou tot einde matriek. So hulle het hierdie gevra in 'n eindeksamen vraestel want dit kom van graad 10 werk. Sê, watter massa van stikstof is daar in 'n 50 kg sak van ammoniumnitraat kunsmis? So jy koop 'n sak kunsmis, hy bestaan uit ammoniumnitraat en hulle wil weet watter massa van dit is eintlik net stikstof, suiwer stikstof, want jy by ou tannie gehoor, jou plante kort stikstof. Okay. Die sak is 25 kg. Die hele ding se molêre massa is 80 gram. So hier's klomp maniere hoe jy hierdie kan doen. Daar's nie 'n spesifieke uitgesette formule nie, maar ek gaan sê kom ons kyk eers na die persentasie stikstof in hierdie hele molekule. Wat 'n persentasie is stikstof? Daar is 2 stikstowwe. So dis 2 maal met 14 oor 80 maal met 100 en Lisna is al so reg vir haar antwoord. Nee? Dit is 35%. So, wat het ons nog gaan uitfigure? Ons het gaan uitfigure dat 35% van hierdie 50 kg sak is stikstof. Maar die vraag is nie hoeveel persent nie, die vraag is watter massa. So wat gaan ons doen, Zani? Call a friend, ask the audience 50-50. Jo, Christopher barst uit sy nate uit, kan jy hom bel? Christopher? Hoe het jy 'n vraag, ja? Ons die massa in gram. Of kan ons dit 1 kg? Hier kan jy dit in kilogram los. Tegnies moet dit in gram wees, maar omdat hierdie nou so half 'n nie formule tipe som is nie, kan jy dit doen. Okay, so Christopher, wat gaan ons doen?
sê 35% maal die 50 kg. So jy soek 35% van die 50 kg self. En dan Marisel, as jy op het, Dis 17,5 kg, of as jy het gram toegevat het, 17,500 gram. Hoe laat lê die klok vir pouse? Die vergewoonlik was dit ek dink half my tyd 20 voor 6. 20. Ja, ek weet ook nie. Ja, ek dink so 7 dan. Want gister is net 5 minute. Wag hier, ek het hom. Kwart voor. Tjo. Gaan julle oorleef? Ons weet nie. Okay, goed. Terug by die meisies en die seuns in hierdie klas. Nou ek gaan myself hier uithaal? Ja, ek gaan myself gou hier uithaal. In hierdie klas het ons sonder my is ons hoeveel? 26. Hoeveel 16? Oh, 4. Julle is wraggie so min. Sjoe. 16 mense. 16 mense in hierdie klas. Hoeveel is meisies? Sonder my 9. So, okay. So as ons wil weet wat is die ratio vir meisies tot seuns in hierdie klas, hoe gaan ons dit doen? Seuns. 9 tot 7. Right? Okay, nou ek wil net nog mense in hierdie klas hê. Kom ons sê ons sit nog 2 mense by. Okay, kom ons maak dit 18 mense, 1 meisie, 1 seun by. Okay? Dan is dit 10 tot 8. Reg? So hierdie is die ratio van seuns tot meisies. Is hierdie die eenvoudigste verhouding? Wat is die eenvoudigste verhouding? 2, ja. 5 tot 4. Okay? So is hier net 5 meisies en 4 seuns of 4 meisies en 5 seuns. Nee, dit is net die eenvoudigste verhouding. Okay? Nou dit is presies dieselfde as wat ons hierso het. Die volgende konsep wat ons gaan doen is die empiriese formule. Okay? Gaan lees en dan gaan ek weer verduidelik het sê. Die empiriese formule van 'n verbinding dui die eenvoudigste verhouding waarin die elemente in die verbinding aan mekaar gebind is aan. So empiriese formule is nie die werklike formule nie. Dit kan wees, maar dit is nie noodwendig die werklike formule nie. Dit is net die eenvoudigste verhouding. Okay? So kom ons kyk gou hieronder. Het ek MF staan vir die molekulêre formule. Dis 'n werklike erklike formule. Okay? Hierso is kookkloried se formule. Hoe hy regtig erg lyk. Maar sy eenvoudigste verhouding is 1 tot 1. Is julle met my? So hierdie noem ons die empiriese formule. As jy kyk hierso na vir 'n sweetie, wat is daai ding se hier staan dit. Waterstofperoksied. Sy naam wat ons alledaags gebruik is peroxide. Vir 'n sweetie. Is dit ja, en tog waar gebruik mense peroxide. Nee, jy het al sweets gehad. Ja? Om mense se hare wit te maak, so dit vreet die kleur uit jou hare uit. Waar nog? Wat is ja? Om goed te steriliseer, om goed skoon te maak. Sit wat jy wou sê? Nee, wat wil jy sê? Die vrou het hulle gebruik dit. Nee, ek dink dat nee, toe ek dink dit is anders. Verkry mens dit ook in dreinkleiner? Peroxide. Nee, ek dink jy kry kaliumhidroksied in drycleaner, maar jy kry verskillende soorte drycleaner ook. So dan af. Okay, so peroxide het ons daar. Dit is sy werklike formule, maar sy empiriese formule, sy eenvoudigste verhouding is HO. Okay? Hierso het ek water is H2O. Daai is sy molekulêre formule, maar dit is ook sy empiriese formule, want jy kan nie hom verder vereenvoudig nie. Jy kry nie iets soos HO 0.5 nie. So daai twee is dan dieselfde.
So wat ons nou gaan doen, is ons gaan die empiriese formule van stowwe bepaal. So jy gaan byvoorbeeld, jy het 'n onbekende stof wat jy vanaf Mars teruggebring het, jy het gestuur het, en jy wil nou die molekulêre formule van die ding bepaal. Hoe jy gaan begin is deur die empiriese formule te bepaal. En hoe doen jy dit? Jy doen dit deur die persentasie samestelling wat jy nou net uitgefigure het. Okay? So hierso verduidelik ek om stappie vir stappie vir jou hoe om dit te doen, maar ek weet hoe baie hou julle van lees, so kom ons doen die werklike sommetjie. Okay. Nou sien jy hierso is hierdie groot tabel. Jy hoef nie 'n tabel te trek in die eksamen nie. Glad nie, jy kan nie die sommetjies onder mekaar doen, jy kan hulle langs mekaar doen, glad nie die tabel te trek nie. Ek doen dit net sodat dit 'n bietjie netjieser is en ons alles kan sien. Dan gee ek vir jou hierso die persentasie samestelling van die stof. As jy hulle bymekaar tel, gaan jy natuurlik nou 100% kry, né? Maar ons wil graag weet wat is hulle mol en dan wil ons weet wat is hulle mol verhouding met mekaar. Okay, maar om mol uit te werk, kort ons hulle massa. Ons weet wat is elkeen se molêre massa. So wat ons mag doen en kan doen en gaan doen, is wanneer hulle vir jou die persentasie samestelling gee, gaan jy maak asof die persentasie sy gram is. Okay, so ons gaan sê, kalium sê hulle vir jou daar is 56.5%, dan gaan jy sê 56.5 gram. So jy gaan speel asof die gram is. As hulle nie vir jou die persentasie gee nie, maar hulle gee vir jou die gram, dan vat jy natuurlik die gram. Maar as hulle die persentasie gee, dan maak jy asof dit die gram is, dieselfde met hom, dieselfde met hom. Dan volgende gaan ons nou die mol gaan uitwerk. Nou wanneer jy dit doen in 'n toets of eksamen, moet jy daai formule gaan neerskryf. Hulle wil daai formule sien dat jy hom neerskryf. En jy hoef hom nie 3 keer neer te skryf nie, jy kan hom net 1 keer neerskryf. En dan moet jy hom gaan toepas. So hierso is mol nou. Okay. Julle huiswerk is op bladsy 15 is vraag 5. Vraag 5. Ja.